Welkom by jou ma se pot waar ons oor die lekker, die sleg, die goed en die lelik. Lekker, kan ek dit net regkry? Die goed, die sleg, die lekker, Mooi. die mooi. En die lelik. Is dit? Kan. Okay. Maar lewe met Jesus, lief en leed van 'n Ja. lewe met Jesus. Dit Ja. is wat jou ma se pot oor gaan. Ons het so baie disclaimers vanoggend. So dis die tweede keer dat ons hierdie pot opneem. Ons het gesê ons gaan nie edit nie en ek voel nog steeds ons edit nie. So dis nog steeds valid. Dit het oor. Ja, want ons het nie gebid in die pot nie. Het ons Nee. besef toe ons klaar was. En toe was ons al twee nie en nie direk na dit nie. Soos ek het gisteraand dink ek vir Marina bid op besef ek's nie happy met iets wat ek in die pot gesê het nie. Kan ons dit oordoen toe sy voel dieselfde. Ja. So dit het my United meer kat. Ek was stil gewees het ek gesê te Kai. Dis seker net reg. It's just My me, bietjie. it's just me. Maar wat het my ook laat besef het is soos ons dink baie keer ons bid voor goed net soos as 'n gewoonte. Maar eintlik dit maak 'n huge verskil. Soos as jy bid voordat jy ry, jy dink jy is net toevallig veilig, but you don't know. En ja, so bid. Hou aan bid en dit het krag al besef ons dit nie altyd nie. So kom ons bid. Here baie dankie dat ons vandag weer bymekaar kon kom sommer 2 keer in 'n week. Dankie dat jy ons so bederf en lei ons asseblief deur hierdie podsending. Laat ons net sê wat U wil hê gesê moet word en ons bid dat elke vrou sal hoor of elke persoon wat luister sal hoor wat hulle moet hoor. Vader, ek bid dat U ons geestelike oë en ore sal oopmaak, dat U ons sal wys wat U wil hê ons moet sien en dat ons sal hoor wat U wil hê ons moet hoor. Laat die Heilige Gees in mense se harte die goeie werk doen en laat hierdie saad op vrugbare grond val en 100voudige oes in ons lewens lewe. Amen. Lewer, amen. Ja. Goed. Silent R. Lewe. Okay, so ons gaan aan met die goddelike orde. Ons tema vir vandag gaan eintlik maar oor submission. Onderdanigheid aan jou man. Ons gaan dit 'n 2-part series maak. Series, is dit die regte woord? Nee. Sê 'n maar. Reeks, kom Ja. wat ook al, daar gaan 2 dele wees. En ons wil graag bietjie 'n man se oogpunt ook oor onderdanigheid hoor of uitvind. En ons het dit goed gedink om vir julle, ons luisteraars 'n paar vragies te stuur wat julle dan aan julle mans kan gee om te antwoord. Ons het 'n Google vorm wat ons alles in die beskrywing van die pot sal sit. Of jy kan ook net vir ons 'n e-pos stuur met jou man se antwoorde van die 3 vragies. Die Google vorm is maar half om dit anoniem te hou. As jy nie gemaklik daarmee voel dat almal weet van wie af hierdie antwoorde kom nie. Maar as jy gemaklik is, dan kan jy dit sommer net vir ons in 'n e-pos stuur. Die e-pos sal ook in die beskrywing van die pot wees. En ons gaan maar net oor Spreuke 31 praat, want ons voel dit is half die Bybelse icon van wat 'n goddelike vrou, hoe 'n goddelike vrou moet lyk. En dan het julle nou hierdie week om te gaan uitvind by julle mans en stuur asseblief vir ons ASAP en sodra ons voel ons het genoeg antwoorde, dan sal ons die volgende pot hou. Volgende week is ek in Vanderbijlpark, so ons gaan nie volgende week 'n pot hou nie. Laas week was Marina lekker in Namibia, so dis hoekom ons die laas week 'n pot gehou het nie. Sy was besig om kamele te ry. Jy weet. Wild woman was Marina is. Anyway, so sy het 'n paar kamele gery, ek gaan 'n bietjie rugby kyk. Jy weet, ons is groot mense met lewens en al daai goed, maar ons is so dankbaar om mense te hê wat na ons wil luister. En daar was actually mense wat gevra het soos wanneer gaan julle 'n bietjie pot? En dit was lekker. Ek weet die Here is besig om ons pot te gebruik en ons wil pat aanhou om dit te doen. Goed, so Spreuke 31. Gisteraand nou nadat ek bietjie gedink het oor wat ek gesê het in gister se pot, het ek besef soos daar is eintlik 3 groepe mense wat regtig baat kan vind by Spreuke 31. So in die eerste plek is dit vir ma's, soos dit gee vir jou basies 'n riglyn vir as jy 'n seentjie mamma is, wat jy vir jou seentjie moet leer. Okay, dankie. Baie dankie Marina. Sorry, ek het nou You're so very nice. Nee, glad nie. As jy 'n seentjie mamma is, gee dit vir jou letterlik 'n lysie van wat jy met jou kind kan bespreek
oor wat is die eienskappe waarna hy moet soek in 'n goddelike vrou. En ek dink ons dink baie keer soos nee, jy moet nou nie jou kind probeer indoktrineer om te trou wat ook al, maar dit is die Here se wil. Verstaan, dit is die Here se manier. Ons is gemaak om mekaar te komplementeer en saam is ons 'n refleksie van God se beeld. Nie een op sy eie nie. Dis juis in daai eenheid tussen 'n man en vrou waar ons God se beeld sien. So ja, jy as ma, want dis spesifiek wat hier in Spreuke gebeur, dis koning Lemuel se ma wat vir hom basies lewensadvies gee. En die eerste goed wat sy vir hom sê is nou weer vir my van baie belang vir mans. Soos dit almal het nie noodwendig 'n ma wat Bybels is nie, of wat die Bybel bestudeer of wat volgens die Here se wil lewe nie. Maar jy kan lees. So as 'n man kan jy baat vind by Spreuke 31 ook. Want dit gee jou die riglyne in die eerste plek van hoe om 'n koning, priester en profeet te wees, want sy sê daar vir hom soos bly weg van drank, bly weg van vrouens plural en wees 'n voice vir die voiceless. Staan op vir die mense wat nie vir hulle self kan opstaan nie en laat regverdigheid geskied. So dit is wat 'n goddelike man moet wees. En dan vir jong vrouens ook wat mans soek. Dit is waarna jy moet kyk vir 'n man. Nie mans soek nie. Dit klink so ratchet. wat eendag in 'n man moet voorsoek. Ja, wat as jy wil trou eendag, soos is hierdie iets wat jy moet consider. En ook as 'n jong vrou moet jy jouself meet hier aan. En ek dink dit sal goed wees vir 'n ma om ook dit vir haar dogter te leer. So soos wat Jesaja met haar seun praat en sê dit is waarvoor jy moet soek, is dit ook 'n goeie idee vir 'n ma om dit met haar dogter te bespreek en te sê hierdie is kwaliteite wat prysenswaardig is in 'n vrou en dit is waarna jy moet streef. So vrouens, jong mans en ouers word uit Spreuke 31. Dis nie net vir vrouens nie, want ek dink baie keer word Spreuke 31 amper as 'n female verse gesien, 'n verse wat net vir vrouens is, maar dit is nie eintlik nie. Ja, so dis my netedoppie. Wat wil jy sê, Marien? So ek dink iets wat ons gister gesê het wat nogal vir my baie uitgestaan het is jy het genoem van die vrouens in die Bybel wat in die Bybel genoem word. Nie een van hulle was hierdie of die beeld wat ons van onderdanigheid het. Kom ons begin by dit. Die beeld wat ek van onderdanigheid het is baie keer half hierdie jammerenswaardige figuurtjie, sê niks nie, doen niks nie. Vloermat. Ja. En ek dink dit is die beeld wat die wêreld ook wil hê ons moet daarvan sien van onderdanigheid, want die wêreld wil nie hê ons moet wees wat God wil hê ons moet wees nie. En ek dink daar gaan altyd daai twee lyne wees, God se lyn en die wêreld se lyn. En mens moet altyd alles ondersoek in terme van is dit wat God se beeld van dit is of is dit wat die wêreld se beeld is. En ek dink en toe praat ons oor en toe sê jy nie een van die vrouens in die Bybel was so nie. Dink aan die vrouens in die Bybel wat genoem word. Dit is almal sterk vrouens gewees. En ek glo hulle was Bybels onderdanig aan hulle mans en ek dink dit gee net mense die hele prentjie van jy hoef nie hierdie bejammerenswaardige figuur te wees om onderdanig te wees. So dit was nogal vir my nogal cool wat uitgestaan het gister. Ek wil net vir ietsie sê soos op daai punt. Ek dink nie as jy net soos 'n pateet is, dan is dit nie eintlik onderdanigheid nie. Verstaan jy, want dan is dit nie 'n keuse om jou wil te submit aan daai persoon nie. Ja. Dit is net soos wie jy is of soos dis eintlik passivity. Dis eintlik wat dit is. Ja. Dis nie regtig onderdanigheid onderdanigheid nie. nie. So onderdanigheid is jy soos wat Liso sê, dis ook waar ons gister ons moet ophou sê dis waar ons gister gepraat het want hulle gaan wees soos julle gaan vir ons met daai pot stel. Maar hulle sê 'n deegsame vrou, 'n knap vrou. Vir ander vertaling sê 'n woman of valor, 'n noble, a wife of noble character. So dit is alles, dit gaan oor dapperheid, dit gaan oor krag, inteendeel, nie oor gebrek daaraan nie. Dit gaan juis oor iemand wat bereid is om op te tree in uitdagings, want dis wat dapperheid is. Nie iemand wat weghardloop sodra iets moeilik raak of nie bereid is om iets te doen nie. En ek dink dis iets wat ons ook moet besef, soos jy moet as 'n vrou bereid wees om dapper te wees, maar as 'n vrou moet jy kies om ongeag wat die situasie is, jouself ook te submit aan wat jou man se finale woord is, want dit is basies wat onderdanigheid is in my wat ek dink. Dit maak sin.
ek dink wel 'n woord wat jy ook altyd gebruik wat jy sê help meet. Mm, Dit verduidelik dit vir my regtig so mooi wat mm, dit is. En ek dink ons het 'n verskrokke beeld want dit is weer eens wat die wêreld sê ons moet wees en wat ons sê ons moet wees. En ek dink die wêreld wil hê mens moet die beeld van 'n suksesvolle vrou vir my is hierdie hardwerkende vrou wat suksesvol is in haar werk, wat 'n briljante mamma is, wat perfek gebou is, wat goed praat, wat baie weet in hakskoene en Wat kan en 'n bak. kuiper wat kan bak. En Ek cheese ons from kan nie scratch dit doen maak. nie. Dit maak dit Dis nie waarvoor moeilik ons want dis gemaak wel is nie. nee, dit is ons probeer onsself meet aan dit en ek gaan dit nie bereik nie en dit maak dat mense sommer net voel ek dan na hele lysie dan is hierdie hele Spreek Emberg lys vir my ondoenbaar want dit is my beeld. Maar weet, dit is wat ek nou net klik. So daai is basically die beeld van man en vrou saam. Dis hierdie perfection. Goed in die werk, goed in die dit, goed in die en dit is God het dit bedoel vir man en vrou saam om sy perfect character te reflect. So jy probeer dan eintlik om al twee dele van die karakter van God te wees in plaas van net jou helfte. En dis hoekom ons burn-out kry. Ja. Dit en wat vir my ook opvallend is ons dis vir my amper asof vrouens meer insecure in hulle genderrol is as mans, want ons wil probeer om hulle deel ook te doen. Ek dink is dalk omdat ons design is om hulle te help. Soos ons wil probeer om te presteer op 'n werksvlak ook wat eintlik hulle roeping is. Maar hulle probeer nie regtig presteer op 'n moederlike vlak. My man was nog nooit so Jesus ek wens ek kom my kinders borsvoed. Ek sien verby. Maar verstaan jy, soos hulle is nee. comfortable in hulle rol. Dis ons wat soos hierdie ek moet my waarde bewys en dit is ook dink ek iets wat die Here, ag nee die Here nie, die vyand in die samelewing geskep het. Nou die vyand hou nie van vrouens nie. Dit is soos dit definitief Want hy nie. weet hoe sterk ons is. En hy weet dat deur ons kom die Messias. Het die Messias die eerste keer gekom en dit is ook opvallend vir my in die woord wat ek het actually nou weer agtergekom toe ons deur die Gospels gaan. Jesus verskyn elke keer in die Ou Testament en in die Nuwe Testament, elke keer eers aan vrouens. Dis elke keer eers vrouens wat weet dat die Messias kom. So daar is 'n spesiale plek in die Vader se hart vir vrouens. En ek dink dit is ook hoekom die vyand so teen ons is. En ek dink die onderdrukking van mans wat in die verlede gebeur het waaroor feministe so upset is en ek meen as mens soos wat noem hulle dit time documentaries en goed kyk of selfs movies wat gebaseer is in die 20s en sulke goed daar was regtig baie injustice teenoor vrouens omdat hulle nie 'n stem gehad het nie en ek sê nie soos mense moet teruggaan na dit toe nie maar ek dink ons moet net weer ons identiteit claim in dit wat God ons gemaak het om te wees, nie wat die wêreld sê ons moet wees nie. Dis okay as jy wil werk, dis nie dat jy nie mag werk nie. Dit jy het vryheid of choice, maar wees eerlik met jouself en besef dat dit wat jou die meeste joy bring, want dis ook iets waaraan ek gedink het. Soos dit wat my die meeste joy bring, is wanneer ek flippin self kaas maak. Ja. Verstaan, dit is nie wanneer ek 300 vraestelle merk nie. Dit is wanneer ek my eie suurdeegbroodjie bak. Dit is volgens die wêreld is dit soos jy nou Amish of wat. Maar dit is wat ons joy bring. Yes, dit is wat vir ons gemaak is. En weer eens is seker nie 'n one size fits all nie, maar ek dink ons moet almal by die Here se voete kom om uit te figure hoeveel van ons ongewilligheid om hierdie huisvrou prentjie te aanvaar is regtig ons en hoeveel is wat ander mense gaan dink as ons net, jy weet, as ons regtig moet admit dat ons hartsbegeerte is net om 'n vrou. Ek onthou baie keer ek gehoor het van coldfoot and pregnant. Jy gaan net coldfoot and pregnant in die kombuis staan. Ja, ek sal baie bly wees om coldfoot and pregnant in die kombuis staan. Dankie. Verstaan jy hoekom dan hoef ek nie te worry oor 'n baas nie. Ek hoef nie te worry oor 'n supervisor nie. Ek hoef nie te worry oor 180,000 take wat moet klaar wees en my kinders moet gevoer wees en my man moet gevoer wees en almal se klere moet. Verstaan jy? Dis net soos hoekom het ons hierdie geluid? Dit is moeilik vandag. Ek dink in vandag se lewe is dit moeilik want mens kan nie net dit is baie min mense wat finansiëel daai keuse kan maak en sê vrouens kan by die huis bly.
En ek dink dit is 'n ek dink almal kan dit doen, maar ek dink dit is 'n baie moeilike keuse want jy gaan baie goed moet uitsny. Yes. Jy gaan baie goed moet uitsny en dit is nie noodwendig almal se antwoord om te sê luister dit Wees is nou confident dit is pregnant nou en hoe nie. dit gaan wees. En as jy dit kan doen, by all means doen dit. Ek As jy dink dit dit is wil doen, fantasties. Ja. ja. Maar dit is nou nie almal, dit is nou nie vir almal daar nie, maar ek dink dit gaan oor jou gesindheid want ek dink dit gaan oor net nie die regte gesindheid te sê luister ek gaan nou my huiswerk doen, ek gaan nou brood bak en dit is lekker. Ek dink dit is prioritarisering ook. Verstaan jy? Soos en dit is vir my wat Spreuke 31 eintlik vir ons wys. Ek en jy het nou net soos ook daaroor gepraat van sy werk, sy maak klere, maar sy doen dit vir haar huisgesin. Sy doen dit nie vir haar eie eer nie. Ja. Dit is nie sy wat in die stadspoorte sit en eer kry nie, dis haar man wat in die stadspoort sit en eer kry. So net soos wat die kerk en Jesus. Die kerk is 'n prent van die vrou of die vrou is 'n prent van die kerk en Jesus is 'n prent van die man. Die kerk, alles wat die kerk doen, al die kerk se bedrywighede moet wees om eer aan Jesus te bring. En dit is basies die vrou se rol. En dan klink dit nou vir jou soos wat is dit nou? Ja. Verstaan, is jy 'n slaaf? Nee, jy is nie 'n slaaf nie want jou eer kom dan op die einde van jou man af en die kerk se eer kom op die einde van Jesus af. Wat meer sal jy wil hê? Verstaan, ek wil nie by iemand anders vir good and faithful servant En nie. 'n ander ding ook, as iemand jou man eer, dan is dit vir jou Yes. so Daar's niks so 'n so trotse lekker, vroutjie. En jou kinders, as mense vir jou sê jy het eintlik kinders Ja. of jy persoon daai is sjoe, daai is Ja, lekker. dis baie lekker. Dit is waar ons eer Dit laat jou kry. maak, Kelly. Ja, dit Ja, doen. dis spesiaal. Okay, wat is wat ons nog wou sê? Ja, so ek dink as mens ook deur Spreuke 31 lees, goed wat uitgestaan het vir my is 'n man kan op haar vertrou. Sy doen aan hom goed en nie sleg nie. En daai is 'n keuse wat jy elke dag moet maak. Is 'n keuse ons het daaroor gepraat. Die persoon wil nie sê gister. Sorry julle. Dit was jy nice en wat ek dit gesien het. En sy werk gewillig was my nogal mooi binne die huis en dan later het ons gesê wat jy vir my ook gewys het die een deel gaan oor haar werk binne in haar huishouding en die ander gaan oor haar werk buite die huishouding en sy werk gewillig, sy staan sterk. Sy's gelukkig met dit wat sy doen hè. Ja. En dan sy help ander, sy's nie bekommerd nie, haar man het aansien en in haar oë ook. Want ek dink dit is baie keer mens kom op 'n punt baie keer wat verstaan, ek wil nie sê jy kyk neer op jou man nie, maar wat jy heeltyd op sy foute gaan en jy het van daai simmer nog gister gesê of daai videoetjie gestuur wat gegaan het oor as jy begin kritiek soek en jy gaan dis ietsie kleins en dan skielik kan fokus jy net op die sleg. En dan ons weet nog oor haar werk en dan sê hulle sy lag, sy's wys en vriendelik na teregwysing of onderwysing. Opmerksaam, sy's gelukkig en die belangrikste een wat ons gesê gister ook is hierdie vers 13 wat sê terug een dink ek. Ag nee, my nommer 13, sorry, so sê. Vers 30. Die bevalligheid is bedrog en die skoonheid is nietigheid. 'n Vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word. En dis waar dit gaan, want as jou fokus en ek het vanoggend ook dit gedink. Ek dink nie noodwendig dit is verkeerd om lelik te wees of die wêreldse beeld van 'n mooi vrou, maar sodra dit vir jou 'n obsessie word om mooi te wees, jou enigste obsessie moet God wees. Jou enigste obsessie moet God wees. En dan gaan die ander goed reg wees. Yes. En dan kry sy die eer wat haar toe kom en dit gaan oor die mooi gesindheid en vrees God. Yes. Ek voel dis wat dit so mooi opsom alles. As jy God vrees, gaan jy al die ander punte reg kry. En ons het ook vandag opgemerk, soos dit is letterlik genommer. Sy het dit vir hom genommer en sy het gesê soos 1 wie 'n deegsame vrou vind, haar woorde is ver bo korale. So elke opdrag of ding wat sy basically vir hom gee om na te soek in 'n vrou, het sy genommer. So dis verskillende punte. En wat ek nog gesien het, want nou kan ek nie mooi onthou wat dit was nie. Ek het dit neergeskryf. Maar nou ek het my Bybel vergeet. Ek het vanoggend ook alles vergeet. So ons is weer terug op 'n foonpot vandag. Maar ek kan nou nie onthou nie. Maar ja, sy is gelukkig. Dit sê sy lag. Sy is nie bang nie. Sy vertroue is in die Here en
ek dink dit is waar krag vandaan kom om al hierdie ander goed te doen. En dit is soos wat ek nou gesê het van prioriteite. Soos God moet jou eerste prioriteit wees, daarna moet jou gesin jou eerste prioriteit wees. Jou huishouding moet jou eerste prioriteit wees. Dis nie verkeerd om te werk nie. Dis net nog 'n manier waarna ons mans help. Maar jy moet besef dat jou werk is nie vir jou eie eer nie. En ek dink dis hoekom ons baie keer burn-out kry, want ons soek daai eer by die werk ook. Ja. So jou werk is nie vir jou vereer nie. Jou werk is vir jou om jou man te ondersteun. Nou gaan dit vir my maklik wees om nee te sê. Nee. Ek het nou al die antwoorde. Sal hier nee. Ja, maar dit is hoekom ons nie nee sê nie, want ons wil hê hulle moet ons sien as hardwerkend en ons wil hê hulle moet ons sien as 'n Spreuke 31 vrou, maar dis nie die plek waar ons eer moet kry nie. Dit sê aan die einde haar kinders prys haar en haar man bewonder haar. Dit is wat elke vrou soek. Ja, so dit gaan alles basically oor prioriteite. So sê vir ons mensies, wat is die vraag? 3 vrae het ek hier neergeskryf. Ek wil net een ding nog sê. Oh, sorry. Ek neem altyd aan, maar ek klaar is almal klaar. Nee, daar's een ons het dit genoem ook. Nie gister nie. Jy sukkel. Maar het ons gepraat het oor daai triggers wat maak dat jy begin negatief sien. Jy het gesê dit comparison. Van 'n persoon dan vergelyk jy jou met ander mense. Comparison is 'n klein opmerking wat jou trigger. Iemand sê ietsie, wat sê jy is 'n walkover. En ewe skielik dan begin jy al die plekke in jou lewe sien en dan is dit nie meer ek het iets mooi gedoen en ek was onderdanig aan my man nie, dan word dit 'n negatiewe ding. Ja, jy question yourself dan basically soos is ek 'n pushover? Kleurmaatjie, want ons is so bang om dit te wees. En ek dink as ons deur God se oë kyk, dan gaan dit nie saak maak wat ander mense dink nie. En dit is wat so daar is nogal baie belangrik. So, ons 3 vrae. Ek is jammer, wil jy nog iets sê? Nee, ek is nou reg. Ek dink ek is reg. Okay, ons 3 vrae is dan die eerste enetjie is wat beteken onderdanigheid. So hierdie is nou aan die man gerig. So wat beteken onderdanigheid vir 'n man? En dan nommer 2, hoe laat onderdanigheid jou voel? So met ander woorde, as jou vrou onderdanig is aan jou, hoe laat dit jou voel? En dan die derde vraagie is hoe kan ons julle accountable hou? En as ons iets sien wat verkeerd is, want ek wil onderdanig wees, maar as ek sien jy doen iets verkeerd, of as ek voel jy doen iets nie heeltemal reg nie, hoe kan ek dit vir jou voice, sonder dat jy offended voel, en sonder dat dit 'n bekleierheid draai, want ons wil nie noodwendig altyd beklei nie, maar ek kan nie daai verkeerd in my hart dra nie, en dalk verduidelik jy vir my jou siening daarvan, en dan is dit nie meer verkeerd. Persoon, en dan sien ek, persoon, hoekom jy dit so doen. So net, hoe kan ons julle accountable hou, om ook 'n godly husband te wees. Ja. En in liefde en onderdanigheid. Yes. Okay. Ek dink ons is set met daai vraag. Ek is excited. So hierdie week het ons nou nie, hierdie is ons het laasweek nie 'n pot gehad nie. Hierdie is ons nou ons pot vir basically hierdie 3 weke. Want volgende week gaan ek nie wees nie. So stuur asseblief julle antwoorde vir ons in. En dan sal ons die week na volgende week terugkom na julle toe en bietjie deel wat die manne dink. En ek dink dit sal ook vir ons baie help. Want dit is op die ou einde aan wie ons onderdanig moet wees. Soos ons luister, as ons onderdanig wil wees aan Jesus, dan lees ons sy woord. Ons luister nie na ander vrouens nie. So ek dink is belangrik dat elke persoon eintlik 'n gesprek moet hê met hulle eie man, want dit is aan wie jy onderdanig moet wees. Dit gaan nie dieselfde wees. Nee, en daar's 'n cool vers iewers, maar ek kan nie onthou. Dit is in een van Paulus se boeke waar dit ook sê, soos elke vrou moet onderdanig wees aan haar eie man. So jou onderdanigheid is baie dis bespoke. Verstaan, dis net in jou huis is dit hoe jou onderdanigheid lyk, want dit is sy verwagting van jou. En dis eintlik so cool ding wat die Jode het, waar die man mos hierdie lys vir sy bruid gee en sê, soos hierdie is die goed wat ek van jou gaan verwag. Hulle lysie gelove het. Ja, hierdie is die goed wat ek van jou gaan verwag, en dan besluit jy wil jy verloofrok of nie. Dis ook eintlik iets wat mens moet aan dink. Verstaan, ek voel dis iets wat eintlik in voorhuwelikse counselling moet wees. Maar anyway, that's now besides the point. So ons gee nie vir die huwelikse counseling nie. Nee, nog nie. Jou ma se counselors coming soon, watch the space.
Ja. Okay, maar goed. Ons wil hê julle met 'n geseënde, godgevulde week hê hierdie week. So die Here seën julle en beskerm julle. Ek ken hierdie ding in Afrikaans. Ek weet nie hoe om dit in Afrikaans te begin nie. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious towards you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Ek sal hom vir volgende keer bietjie in Afrikaans leer. Soms soek in die Bybel. Dankie. Bye julle. Bye.